van een van Loggenberg in die vorige onderhoud na ander. Ons gesels met Dani van Loggenberg, die hoofuitvoerende beampte van die National Centre for Child Protection. Dit is nou juis kinderbeskermingsweek tot en met Sondag. Ons gesels 'n bietjie met Dani oor wat die National Centre for Child Protection doen. Goeiemôre Dani. Goeiemôre julle. Lekker om hier vanmôre. Baie dankie, is lekker om terug te wees. Dani, kom ons praat weer oor die National Centre for Child Protection. Wat doen julle? Ons toer deur die land en ons gaan praat met kinders. Ons vertel hulle van die gevare daar buite, ons vertel hulle van die goed wat gebeur en die impak daarvan natuurlik. Want ek dink dis belangrik dat 'n kind soms besef die klein dingetjies wat hulle doen, wat sien langtermyn en groter impak, want ongelukkig ons bly nie vir ewig kinders nie. Ja. En dan natuurlik praat ons met onderwysers, ons lei hulle op, ons leer hulle wat om te doen as jy sekere gevalle sien en goed sien, dan praat ons met die ouers ook. Want ek dink daai driehoek is nogal belangrik. Almal moet hulle rol speel. Ons praat van, jy weet, jare terug het die kerke baie belangrike rol gehad, maar vandag gaan nie meer so baie kinders kerk toe nie. So waar is hulle veilige hawe nou? As dit nie die huis is nie, moet dit die skool wees. En ons probeer om daai vir hulle te kan help skep. En elke kind kort 'n veilige hawe. Dit is die realiteit daarvan. Hoekom is Kinderbeskermingsweek so belangrik, Dani? Hoekom moet ons so 'n week hê wat ons spesifiek fokus op kinderbeskerming? Wel, ek dink eerstens daar's 'n Vadersdag en daar's 'n Moedersdag en dan obviously Vrouedag die res van die jaar elke dag. So ek dink wat belangrik is dat daar 'n fokus moet wees op wat met kinders gebeur, want ek dink ons vergeet en goed gebeur so vinnig. Ek sê in die week ek was in Mpumalanga gewees en ek sê vir hulle, weet ons kinders was het ons bal gespeel buite. En jy skop 'n bal, jy skop hom deur die venster en jy het twee opsies. Mamma, ek het 'n fout gemaak of jy trek die gordyn net so bietjie. En dit het nie verander nie. Die enigste verskil is hulle skop nie nou buite bal nie, hulle sit met 'n selfoon en speel. En nou as hulle droog maak, is al weer die opsie, mamma, ek het 'n fout gemaak of ek trek die gordyn toe, maar die verskil nou is dat hier iemand anders nou toegang tot jou kind. En hulle het dan daai manier om dit langer uit te rek. En nou sit mamma nie meer in die aand in televisie kyk en sê, weet nie waar kom die koue vandaan en jy is net soos, nee, is moeilikheid, dalk moet ons gaan slaap nie. Nou is dit 'n geval van hoe ver is ons in? Weet ons praat van 6-jarige kinders, 7-jarige kinders wat foto's van hulself naak neem en aanstuur. En dis ongehoord, want in my tyd was daar nie 'n selfoon gewees nie. En by armpies is te kort vir 'n selfie, maar so dis nog steeds nie regtig vir my moontlik nie, maar dit is hoekom dit so belangrik is. Hierdie gesprekke moet plaasvind en ons het nie hierdie gesprekke nie. En ongelukkig in ons industrie, die eerste keer dat iemand regtig bekommer oor kinderbeskerming of 'n geboelie of enigiets, is wanneer iets klaar gebeur het. Ja. Sure. Dis baie moeilik, nie, soos wat jy sê, veral in die digitale era. 'n Mens weet nie van daai goed wat gebeur met 'n kind totdat dit gebeur het nie. En 'n mens moet daai voorbrand maak. 'n mens het in die verlede altyd, wel in die verlede praat ek nou van, maar sonder die digitale landskap het 'n mens kon 'n mens tekens sien. 'n Mens kon al hoor die bure goed. Kinders word dalk misbruik. Al sien 'n mens hoe sisteme begin werk in skole en jy weet waar die uitbuiting van kinders begin en dis meer. Daar is tekens. Watse tekens het mens deesdae op 'n digitale wêreld en in die digitale wêreld dat daar fout is met jou kind? Wel, eerste ding is jou kind gaan homself isoleer. En in daai isolasie, maar ongelukkig nou as hulle isoleer, want dit was nog altyd een van die tekens, maar isoleer 'n kind hom of haarself met telefoon. En ons vra nie meer vir iemand, 'n groot mens. Ek sê altyd vir kinders, vra vir 'n veilige groot mens. Iets pla, help my. Maar waartoe gaan ons nou? Google. Hulle gaan op hierdie verskillende AI apps en hulle gaan vra op plekke waar iemand nie regtig 'n antwoord kan gee nie. Maar nou is generiese antwoorde. Nou jy ken jou kinders en jy praat met jou kinders op hulle vlak. So ek weet my een kind is so, my ander kind is so en ek antwoorde oor 'n groot vraag vir altyd van hulle, alhoewel die antwoord dieselfde is, kom ek op 'n ander manier daaruit. Ja. Google het nie daai opsie nie. So as Google besig is om vir jou kind te leer wat om te doen of nie te doen nie, of wat ons nou baie sien gebeur is AI, kinders bou verhouding met AI tot op 'n plek waar AI sê, maar jy kan net by my aansluit as jy nie met die regte lewe lewe nie. En dit motiveer kinders. Ons praat van 11 kinders 'n dag in Suid-Afrika wat selfmoord pleeg. Wow. 11 kinders per dag. Ons praat van net oor die 100 verkrachtings per dag van kinders in Suid-Afrika. So dit is die realiteit. Maar dan moet ek vir jou by sê, ons kan daai tekens sien, maar ons skole is in ontkenning. Ek sê altyd vir as ons praat, net my kinders is perfek. En dan lag al die ouers vir my, want as so elke ouer se gevoel. Maar die probleem is as 'n skool opstaan en 'n skool sê ons het geen boelies nie of ons doen glad nie dit nie. Waartoe gaan die kind in daai skool wat eintlik daai probleem het? Want dit is 'n leuen. Almal van ons het iets wat nie 100% hardloop op dieselfde tyd nie. Dis 'n bekommernis. En daai tekens is isolering en dan natuurlik
met wie hulle interaksie het. Want jy ken jou kind. Mense vergeet, ek ken my kind. So as my kind ewe skielik ander tipe gedrag wys, hulle vra tipe vrae, dan moet ons gaan kyk na die hoekom. Ja. Jy het nou so vinnig daaraan geraak, maar my vraag is, hoeveel hulp kort ons kinders werklik? Want ons is geneig om te dink, ag man, weet jy, ons kinders is almal Ek sal dit mos raak sien. Ek sal dit raak sien. Jy wat daarmee werk daagliks om 'n prentjie te skep vir ons wat dalk nie besef nie. Hoeveel hulp kort ons kinders? Ja, baie. Meer 10-1 as wat daar tans beskikbaar is. So ons kinders praat nie op die oomblik nie, want jou selfoon is eintlik geskep om jou te isoleer. En dan hy is geskep om jou te kry om interaksie met hom te hê. Wat doen ons deesdae as jy iets mooi wil koop? Gaan jy regtig nog winkel toe en jy het 'n interaksie met 'n verkoopspersoon en 'n ander persoon agter 'n kassie? Nee. Jy gaan op een of ander app op jou foon, jy bestel dit word by jou deur afgelaai of deesdae die fancy mense weet by die state se hekkie afgelaai. Jy het nie eens nodig om daai interaksie te hê nie. So ons kinders het nie meer daai gemaklikheid om te kommunikeer nie. As ek by 'n skool praat en ek vra vir die kinders, wie voel vir al die hoërskoolkinders en die graad 6 en 7s wil ek insluit? Wie voel my ouers verstaan jou of wie voel jou ouers verstaan jou nie? 90% van daai kinders steek hulle hand op. So ouers is nie waartoe ons gaan nie. Maar nou is al ons onderwysers veilig. En weer eens die kerk is nie noodwendig meer die opsie nie. So waartoe gaan hulle? Ons is in die moeilikheid. Ons is in groot moeilikheid. En wie se kinders is die volgende kinders wat oor 50 jaar in 'n reeks op einste kyk net? As dit te laat is, niggies, neefies, you name it. Ja. Wie is dit volgende? En ons ouers besef dit nie, ons ouers is nie teenwoordig nie en terselfdertyd is ons in totaal, en nou gaan ek die Engelse term, denial. Ja, ons ontken totaal en al. Dink jy dis een van die grootste probleme, die feit dat ons in denial is, omdat ons nie wil sien, okay, weet jy wat, as ek myself net, en dit beteken nie ek's 'n slegte ouer nie, ons besef net nie alles wat daaraan gaan nie. So, ons het in ons statistieke laas jaar het ons gesê, en ek gaan spesifiek praat in terme van Afrikaanse skole, want meeste van julle kykers gaan Afrikaans wees. 90% van Afrikaanse skole sê hulle het geen probleme in 'n skool nie. 100% van hulle praat absolute bollie. Ja. En dis ons groot probleem. Waartoe gaan daai kinders? En as daai kinders geleentheid het, voor ek by Afrikaanse skool praat, kry ek gewoonlik so lys. Jy mag nie hieroor praat nie, jy mag nie dit praat nie, jy mag nie dit sê nie, jy mag nie dit sê nie. En nou en dan probeer ek myself regtig ordentlik gedra en partykeer dan sê ek net, wie van julle kinders het al van iemand wat jy eintlik nie ken nie, die versoek gekry van 'n foto van jou? Dan staan daar 150 kinders in wag. En dis wat bereid is om te sê ek het al. Nou sluit ons nie die kinders in wat dit al gedoen het. En waartoe gaan ek met hierdie moeilikheid? Julle het nie 'n idee hoeveel kinders verval in dit en die totale wêreld waarin hulle verval, die aanval op hulle, die selfmoord daarna, want ons praat nie daaroor nie. Die angstigheid wat hulle deurgaan en dis meer sonder 'n uitkoms en sonder 'n hoorie, dit is nou waar julle inkom. Jy vertel ons asseblief, hoe kom julle by kinders uit? So, ons gaan na skole toe en ons is bevoordeel. Ek het baie lank lank 'n skool gekontak en gesê ons wil graag kom praat. Nie omdat ek nie wil nie. Skole hou net aan met versoeke stuur en sê asseblief, ons sien hierdie goed, ons weet nie regtig wat om daarmee te doen nie. Maar nou praat ons by 'n skool en ons sê vir kinders by 'n skool, luister, daar is hulp daar buite. En dan is dit nodig vir daai kinders om dan te sê, okay, ons het daai hulp nodig, partykeer in daai oomblik. Of partykeer is daai kind bietjie skaam. So nou gaan hy klas toe en hy sê, okay, ek wil met hierdie oom of tannie wat nou by die skool was kontak maak. En ons het dit eintlik eenvoudig gemaak. Ons het 'n webtuiste geskep wat so maklik is om te onthou, waar jy nie kan verdwaal nie. Daar's 'n enkel bladsy en ons nommer is beskikbaar en ons vat WhatsApp boodskappe. En dis kinders.co.za. Dis mooi gesê, want en kinders weet dan ook, weet jy wat, ek kan uitreik in my eie tyd. Want dis soos jy sê, ek dink baie keer as kinders in iets verval, is daai skaamte ook. Te skaam om vir my maatjie te sê, te skaam vir my ouers te sê, te skaam vir enige iemand te sê, ek het hierdie fout gemaak. En eintlik dink ek ons moet ook by 'n plek kom waar ons vir kinders sê, almal maak foute, groot mense maak ook foute, sodat hulle, jy weet, bemoedig voel om te voel, weet jy wat, okay Max, mense ek kan nou maar met jou gaan praat, jou is my ouers, want ek weet almal maak foute. En dan ook, verstaan, neem ek aan, dit gaan ook wees oor om vir ouers dan te leer hoe om te reageer, want afhangend van hoe ek reageer, verstaan, ek neem aan as ek reageer uit 'n plek van kwaad en skree en gil, gaan daai kind nie noodwendig weer moet om weer terug te kom. Die ouers het die skills, die emosionele vermoë om met 'n kind reg te gesels oor hierdie goed wat vir hulle self ongemaklik is, nie waar nie. Wel, jy sê dit eintlik so mooi, dis presies dit. So sodra iemand, of dit nou 'n ouer is of 'n skool is, wat sê hier is nie boelies nie, gaan geen kind wat geboelie word voel hulle gaan na my luister nie. So dit moet 'n geval wees van, weet jy wat, ons laat dit nie toe nie, maar as daar iemand is, kom vorentoe. Wat jy nou gesê het is so mooi. Ons het 'n geval gehad, ek wil nie in die details ingaan nie, want dis die mense eet nog ontbyt, maar
Die meisiekind het 'n fout gemaak. Sy het iemand ontmoet aanlyn en die persoon aanlyn het voorgegee om 15 te wees en toe weer draai dit uit die persoon is eintlik net onder 60 jaar oud. En hy het haar toe nou so stukkie vir stukkie gecoach om sekere goed op 'n foon af te neem en so aan. En toe mamma instap en sien wat haar meisiekind mee besig is, toe vat sy die foon, gooi die foon teen die muur, verskel haar, sy mag nooit weer 'n foon hê nie en so aan. Daar het geen education, opvoeding in daai oomblik plaasgevind nie, maar weer eens presies wat jy sê Peer, dit is nie iets wat almal voorreg is nie. Want dit is 'n massiewe skok. Ek is 'n ouer en ek dink selfs ek sal geskok wees as ek weet hierdie twee kleintjies wat ek vasgehou het op 'n stadium gaan hulle sekere goed doen en daai skok is groot. Ek dink wat ouers moet besef, weer eens, toe jy 'n kind was, jy het partykeer 'n bal deur 'n venster geslaan. En dit was in daai tyd 'n groot ding. En jy het daar deurgekom en jy het nie einde van dit besef dat jou ouers is eintlik lief vir jou. Dis baie makliker om vir hulle te sê en hulle kan iets regmaak as wat dit nie gebeur nie. Omdat die speelgoed net verander het, moet ons daai selfde aanpassing maak. Hoe het jy gevoel toe jy 'n kind was en jy kon nie met jou ouers kommunikeer nie? Hoe gaan jou kind voel as hulle nie met jou kan kommunikeer nie? Wat is julle grootste uitdaging by die National Centre for Child Protection? Waarmee sukkel julle die meeste? Wel, boelie dink ek bly altyd een van die grootste goed. So baie skole sal vir jou sê, maar elke kind sê net hy word geboelie, so dit is nie eintlik so groot nie. Kinders verstaan nie wat boelie is nie. Maar boelie is 'n klein dingetjie, maar is eintlik iets groot want dit is die begin van klomp goed. Want die kind wat geboelie word, in baie gevalle draai om dit uit te haal op ander kinders. En dit speel dan af na ander goed toe. Die meisiekind wat vertel word sy is byvoorbeeld vet en lelik. Waar gaan sy vir iemand vra, is ek regtig so vet en lelik soos hulle sê? Wel, deesdae op sosiale media. Sy gaan stuur vir iemand wat sy nie ken nie 'n foto en sê, almal sê ek lyk lelik, lyk ek regtig lelik. Maar daai ou oom wat 'n onveilige oom is, hy gaan nie vir haar sê jy lyk lelik nie. Hy gaan vir haar vertel hoe mooi lyk sy en hy gaan haar opbou, maar sy gaan dit nie deel nie. Want sy weet mos sy is besig om droog te maak. So sy gaan dan stelselmatig verval in wat sy glo 'n tipe van 'n verhouding is. Maar natuurlik glad nie is nie, is heeltemal onveilig. So ek sou sê daai is ons grootste uitdaging en dan natuurlik net dat ons almal saamwerk na dieselfde punt toe. As jou kinders in 'n skool is en jou kinders word seer gemaak, wat die meeste ouers sê vir ons is, maar hulle gee nie om, sê hulle nie omgee nie. Hulle besef nie en ons net 'n manier om dit te kommunikeer wat alles verander. Dani, julle doen ongelooflike werk en mense kan nie anders as om julle te wil ondersteun op 'n manier nie. Ek dink almal kan 'n bietjie bydra maak om julle te help. Al is nou met tyd en met moeite, maar hier is iemand by ons vanmôre wat jy nie van weet nie, Evert Vosloo van Aluma Capital. Wil ek graag gedraai by jou kom maak. Evert, kom gerus in. Evert wil net bietjie van Aluma Capital se kant af 'n bydra maak. Die vloer is jou net, Evert. Dani, ja, hoorie, dankie vir die geleentheid julle. Jy weet van Aluma se kant af voel ons julle waardes strook met ons waardes. Jy weet dis ons moet kyk na die toekoms. Okay, ons doen dit in die finansiële en ekonomiese kant, maar die kinders is ons toekoms. Jy weet so julle vul 'n leemte en is so verskriklik belangrik, want presies wat jy die verduideliking gegee het, weet ons het 'n probleem. En daai leemte wat julle vul is vir ons baie belangrik om te sê kom ons fokus op die toekoms. En jy weet ons is bitter dankbaar en om deel te kan wees om 'n bydrae te lewer vir hierdie wonderlike saak waarmee julle betrokke is. Jy weet so van Aluma se kant af, ons is nou 10 jaar oud, selfs as die groot ontbyt, wil ons graag vir julle 'n bydrae namens ons kliënte van Aluma Capital 'n R10,000 donasie gee as 'n bydrae om te help, jy weet, om ons toekoms en die kinders te beskerm. Baie dankie Evert. En natuurlik wil ons ook 'n bydrae van ons kant af maak en ons gaan ook 'n R10,000 cheque aan julle oorhandig van die groot ontbyt af. Baie dankie Dani, baie dankie Evert van Aluma Capital af vir julle hulp. En ons hoop dit kan 'n verskil maak in julle program en in julle uitreik dat julle meer kinders kan bereik en daar waar die nood groot is, dit net bietjie makliker kan maak om hulle te help. Ek het nie woorde nie. Ek is nogal 'n stil skaam ouetjie. Ek het nie woorde nie, maar baie dankie. En baie dankie. Ons het waardering en julle verstaan nie die verskil wat dit maak. En al kan ons net een kind in die volgende Child Protection Week se lewe raak. Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Ja, weer eens dankie vir die feit dat daar mense soos julle is wat uitgaan om kinders se lewens te red en dis letterlik red. Dis red. En by skole gaan praat oor die moeilike gesprekke wat ons soms selfs nie wil hê nie. So dankie vir dit wat julle doen. Dankie Dani. Dankie Evert Vosloo van Aluma Capital. Dankie vir julle moeite. Baie dankie. Nou ja,
Alle sterkte en ons ondersteun julle en alles wat julle doen is 'n wonderlike saak. Dankie dat julle hier is. Baie Dis dan dankie. Dani van Loggenberg van die South African die National Centre for Child Protection wat 'n verskil maak in kinders se lewens wat andersins nie altyd 'n uitweg het nie.